Professor Emerentia Du Plessis. Professor Emerentia Du Plessis. Goeiemôre, liewe luisteraars, op goeie Vrydag. Ek hoop dit gaan goed en ek hoop dat vandag vir jou 'n besondere, ryk ervaring en betekenis inhou. Ek wil vandag graag gesels oor teenwoordigheid, om in Jesus se teenwoordigheid te wees en aan sy voete te sit. En een van die maniere waarop ons dit kan doen is deur iets wat Lectio Divina genoem word, om in die Heilige Skrif sy teenwoordigheid te vind. En die manier waarop Lectio Divina gedoen word, is om stil te word en gereed te word vir skriflesing en gebed. En die proses is om rustig te wees, diep asem te haal, 'n rustige plek te soek om stil te wees en waar daar nie onderbrekings is nie. Jy kan dit of op jou eie doen of in 'n groep saam met jou gesin of selfs as 'n groter groep. En om 'n skrifgedeelte te lees, soos wat ons vandag gaan doen en Lectio Divina probeer, en om dan bewus te word van wat in hierdie gedeelte trek jou aandag, wat spreek tot jou, watter gedeelte, woord of frase steek by jou vas, en het jy dalk vrae oor, of het dadelik 'n ekstra betekenis vir jou, en om 'n nota te maak daarvan, in die stilte van jou hart, om daardie frase te dink, o, hierdie woorde spreek tot my, en om dan weer rustig te raak, en na te dink, en dan weer die verse te lees, en dat daardie woord of frase wat tot jou spreek, te ontvang as God se spesifieke persoonlike kommunikasie vir jou. En om dan weer rustig te wees en 'n oomblik in stilte deur te bring, en dan die skrifgedeelte weer 'n derde keer te lees, en bewus te word van jou reaksie tot die woorde of frase wat vir jou betekenis inhou. Die reaksie kan positief wees, jy kan dit dadelik aanneem en dit het vir jou betekenis, of dit kan negatief wees en jy het dalk vrae oor daardie woorde of frase, of jy het 'n neutrale reaksie daaroor, daar is nie 'n spesifieke reaksie wat jy het nie. En om dit dan met die Here te deel, te sê, Here, hierdie gedeelte het ek vrae oor, en om dit by sy voete te laat en dop te hou uit skrifgedeeltes of hoe jy met die Here kommunikeer, dat daar vir jou antwoord kom, of dat jy lang gesprekke het met die Here daaroor. Kom ons probeer dit. Ek wil vandag op Goeie Vrydag 'n stukkie lees vir ons Matteus 27 vers 45 tot 55. Kom ons lees dit saam en doen dan Lectio Divina saam uit hierdie gedeelte. Van 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom, en dit het tot 3 uur geduur. Teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is, my God, waarom het U my verlaat? Party van die wat daar gestaan het dit gehoor en gesê, hy roep vir Elia. Een van hulle hardloop toe gou, vat 'n spons en maak dit vol suurwyn en hou dit op 'n stok vir hom om te drink. Maar die ander sê, wag, laat ons kyk of Elia hom kom red. Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur. Die aarde het geskud en die rotse het uitmekaar gebars. Grafte het oopgegaan en baie gelowiges wat dood was, is opgewek en hulle het uit hulle grafte uitgegaan. Na Jesus se opstanding het hulle in die heilige stad gekom, waar hulle aan baie mense verskyn het. Toe die offisiere en die soldate wat saam met hom vir Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat gebeur, het hulle baie bang geword en gesê, hierdie man was werklik die seun van God. Daar was ook baie vroue wat op 'n afstand gestaan en kyk het. Dit is hulle wat vir Jesus van Galilea afgevolg en vir hom gesorg het. Onder hulle was Maria Magdalena, Maria die moeder van Jakobus en Josef en die moeder van die seuns van Zebedeus.
Kom ons rus 'n oomblik in ons harte en vra, het iets in hierdie gedeelte my aandag getrek? Watter woord of frase het by my vasgesteek? En maak 'n nota daarvan in die stilte van jou hart. Vir my het die gedeelte oor die aardbewing en die gelowiges wat uit die dood opgewek het, my aandag getrek. Kom ons rus weer vir 'n oomblik en ons lees die verse weer en laat daardie woord of frase wat by jou vasgesteek het, dieper sink in jou hart. Ontvang dit as God se spesifieke persoonlike kommunikasie vir jou. Van 12 uur af het daar 'n duisternis oor die hele land gekom en dit het tot 3 uur geduur. Teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is, my God, waarom het U my verlaat? Party van die wat daar gestaan het dit gehoor en gesê, hy roep vir Elia. Een van hulle hardloop toe gou, vat 'n spons en maak dit vol suurwyn en hou dit op 'n stok vir hom om te drink. Maar die ander sê, wag, laat ons kyk of Elia hom kom red. Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur. Die aarde het geskit en die rotse het uitmekaar gebars. Grafte het oopgegaan en baie gelowiges wat dood was, is opgewek en hulle het uit hulle grafte uitgegaan. Na Jesus se opstanding het hulle in die heilige stad gekom, waar hulle aan baie mense verskyn het. Toe die offisier en die soldate wat saam met hom vir Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat gebeur, het hulle baie bang geword en gesê, hierdie man was werklik die seun van God. Daar was ook baie vroue wat op 'n afstand gestaan en kyk het. Dit is hulle wat vir Jesus van Galilea af gevolg en vir hom gesorg het. Onder hulle was Maria Magdalena, Maria die moeder van Jakobus en Josef en die moeder van die seuns van Zebedeus. Kom ons rus weer vir 'n oomblik en wees stil. En dan lees ons die verse 'n derde keer. Wanneer ons dit lees, word bewus van jou respons, positief, negatief of neutraal, tot die woorde of frase wat jou aandag getrek het. Van 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom, en dit het tot 3 uur geduur. Teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is, my God, waarom het U my verlaat? Party van die wat daar gestaan het dit gehoor en gesê, hy roep vir Elia. Een van hulle hardloop toe gou, vat 'n spons en maak dit vol suurwyn en hou dit op 'n stok vir hom om te drink. Maar die ander sê, wag, laat ons kyk of Elia hom kom red. Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur. Die aarde het geskit en die rotse het uitmekaar gebars. Grafte het oopgegaan en baie gelowiges wat dood was, is opgewek en hulle het uit hulle grafte uitgegaan. Na Jesus se opstanding het hulle in die heilige stad gekom, waar hulle aan baie mense verskyn het. Toe die offisier en die soldate wat saam met hom vir Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat gebeur, het hulle baie bang geword en gesê, hierdie man was werklik die seun van God. Daar was ook baie vroue wat op 'n afstand gestaan en kyk het. Dit is hulle wat vir Jesus van Galilea af gevolg en vir hom gesorg het. Onder hulle was Maria Magdalena, Maria die moeder van Jakobus en Josef en die moeder van die seuns van Zebedeus. Jou reaksie was positief, negatief of neutraal oor die woorde wat by jou vasgesteek het. Dit wat by my vasgesteek het is daar, dat die aarde geskit het en die rots het uitmekaar gebars en grafte het oopgegaan en gelowiges het opgestaan uit die dood en hulle het later in die heilige stad verskyn en baie mense het hulle gesien. My reaksie daaroor is verwondering, dat ek wonder hoe dit gewerk het en wat hulle geliefdes gesê het en hoe hulle toe verder geleef het en wat hulle gepraat het, wat hulle vertel het van hulle opwekking en hoe getuienis dit was verander, dat hulle so op 'n wonderbaarlike manier uit die graf opgewek is. En miskien dat ek ook soms so in 'n donkerte lewe en dat die Here my opwek daaruit en dat hy my verlos van daardie donkerheid en dat ek met dankbaarheid verder kan leef. En dit vind ek in hierdie stuk dat daar 'n kosbare persoonlike kommunikasie is van God af vir my, dat hy my raak sien en dat hy my verder
vat op die pad en dat ek 'n getuienis kan wees van hoe kosbaar sy liefde vir my is. Ek wonder so, wat is die frase wat by jou vasgesteek het en wat jy daaruit vind in hierdie Lectio Divina, dat ons meer tyd kan spandeer aan wat die woord spesifiek vir ons sê en hoe dit ons bring in die teenwoordigheid van Jesus. Kom ons sluit dan af met 'n gebed van hoe ons dankbaar is teenoor hom vir die boodskap wat hy vir ons elkeen spesiaal gee. En spandeer 'n paar oomblikke in gebed in stilte nadat jy hierna geluister het. Kom ons sluit dan hierdie stukkie af met 'n uurse seënbede. Diep vrede van die rollende golwe vir jou. Diep vrede van die vloeiende lig vir jou. Diep vrede van die stil aarde vir jou. Diep vrede van die helder sterre vir jou. Diep vrede van die seun van vrede vir jou. Mag vandag vir jou baie kosbaar wees en mag jy die Here se teenwoordigheid ervaar. Totsiens tot 'n volgende keer.